Goeiemôre vriende, baie welkom by ons aanlyn diens op hierdie Sondag die 7de Junie. Ons het so 'n paar afkondigings wat ek net vinnig wil uitlig vir julle. Ons wil uitreik na die NG gemeente in Merwewil en hulle ook ondersteun, aangesien hulle dankfees van my maand gekanselleer is as gevolg van die coronavirus pandemie. Ons gaan bestellings namens hulle neem vir biltong en droewors en meer inligting is beskikbaar op die gemeente se webtuiste. Dan vriende, het die kerkraad ook besluit dat ons nog nie nou al die kerkgebou gaan oopstel vir die hervatting van kerklike byeenkomste nie. Ons gaan intussen aan met ons aanlyn virtuele dienste en julle moet ons sosiale media dophou vir die hervatting wanneer ons weer aan die gang kom. Ons gaan die diens nou begin met gebed en dan gaan ons saam die Here aanbid en loof en prys met musiek, waarna 'n kinderdeel saam met Susan sal volg en dan die prediking. Aan die einde sal jy ook 'n geleentheid kry om jou offergawes op 'n elektroniese manier te kan gee en jy kan gerus ook inteken op ons YouTube kanaal deur te druk op die subscribe knoppie hier aan die onderkant van die skerm. Vriende, ons gaan hierdie kerse aansteek in die naam van God die Vader, wat die wêreld geskep het en ons vul met lewensasem. Ons gaan ook 'n kers aansteek in die naam van God die Seun, wat die weg gebaan het vir 'n lewe in oorvloed. En ons gaan 'n kers aansteek in die naam van God die Gees, wat God se lewende teenwoordigheid by ons is en ons seën met die liefde van God. Ons steek hierdie kerse aan as teken van die liefdevolle drie-eenheid. God oor ons, God met ons, van begin tot einde, van ewigheid tot ewigheid. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God, wat deur die eeue heen sy kerk in stand hou en lei, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons loof ook die Here wat ons so groet met liedere deur saam te sing net daar waar ons is. Kom, laat ons die verlosser prys.
is liefde, dit is liefde. U is liefde, U is liefde, U is liefde. U is liefde, U is liefde, U is liefde. U is liefde. Heer, ek wil val in die arms, maar waar is my moed om te val? Heer, ek wil wag in die stiltes, maar selfs my stiltes is mal. Ek wil lewe sonder vrees, my moed is van korte duur, en ek smag na U Gees, wees U my lewensvuur, want ek wag vir U, en ek smag na U, ek smag na U, my God. Ja, dis U op my knieë, waar ek wag vir U, ek smag na U, my God. Daar's twyfel in al my gedagtes, waar's my getrouheid nou? En U sê ten spyte van my, bly U vir altyd getrou. En U liefde maak my sterk, U hoop sal myne word, en in my angs en in my vrees, sal U oor my vrede stort, want ek wag vir U, en ek smag na U, ek smag na U, my God.
Hallo maats, lekker om julle weer te sien. Onthou julle dat ek so rukkie terug vir julle gesê het, dat Jesus van die begin af deel was van die storie van die Bybel. Ja, hy was van die begin af deel van God, né? En van deel van God en God self. So kan ons ook sê dat die Heilige Gees deel is. Die Bybel praat baie keer van God as Vader, Seun en Heilige Gees. In my storie vandag gaan ek die woord Here gebruik. Elke keer wat jy daai woord hoor, dan kan jy vir my onthou dat ons praat van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die begin was die aarde onbewoonbaar en donker. En God het daarna gekyk en gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Hy was baie tevrede daarmee. Ons kan sê, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. En toe het hy gesê, ek wil baie graag die water wat nou op die aarde is, skei van mekaar. Ek wil water in die wolke sit, en dan moet die res op die aarde wees, die water op die aarde van mekaar skei. En hy het dit gedoen. En hy het daarna gekyk, en dit was vir hom goed gewees. Sê saam met my, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. En toe het hy gesê, ek wil graag op die aarde, die water, skuif na een plek toe. En hy het dit gedoen. Hy sê toe, ek wil graag droë grond maak. En die grond, die droë grond het hy die land genoem. En die water wat hy op een plek bymekaar gebring het, het hy die see genoem. Hy het daarna gekyk en gesê, dit is mooi, ek is tevrede hiermee. O Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. En toe het hy gesê, ek wil die hemelruim versier met lig. Ek wil 'n son op die aarde sit, in die hemel sit. En ek wil hê dat die son in die dag sal skyn, en dan wil ek maan en sterre ook daar sit, en dit moet in die nag skyn. Dit sal wys dag, en dit sal wys nag. Hy het daarna gekyk, en dit was vir hom mooi gewees. Sê weer saam met my, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. En toe het hy gesê, ek wil die aarde versier, die hemelruim wil ek vol voëls hê wat rondvlieg bo oor die aarde. En hy het 'n klomp voëls, verskillende soorte voëls gemaak. En toe sê hy, ek wil ook die see versier met diere en visse. En hy het verskillende soorte visse gemaak, en verskillende soorte seediere. En toe het hy daarna gekyk, en dit was vir hom baie mooi. Sê weer saam met my, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. Toe het hy gegaan en gesê, ek wil diere maak, baie verskillende soorte diere wil ek maak. Groot diere, lang diere, groot diere, kleiner diere. Hulle moet verskillend lyk en verskillend lewe. En hy het hulle gemaak. En hy het na hulle gekyk. En hy was baie tevrede. En toe sê hy, ek wil nog iets maak. Iets baie spesiaals maak. Hulle sal 'n groot werk hê hier op aarde. Ek wil hê hulle moet nou alles versorg hier op aarde wat ek gemaak het. En toe maak hy die man en die vrou. En hy gee hulle 'n werk om na almal te kyk. Sjoe, as ek so na alles kyk, dan lyk die mens vir my piepklein. En dan besef ek, sjoe, hoekom dink God dan nog aan ons? Ons is dan so klein, so nietig, teen al die ander dinge in die wêreld wat hy gemaak het. Hoe wonderlik om dan te dink, God is so lief vir ons. Hy sorg nog elke dag vir ons. En hy gee vir ons 'n baie groot taak. En dit is om na sy aarde te kyk.
En dan wil ek hom prys. En ek wil sê, soos Psalm 8 vir ons sê, en ek wil hê jy moet nou saam met my sê, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U die koning is. Maats, onder aan die video sal jy ook weer jou eie goed kry wat jy kan gaan die storie ook gaan uitvertel en maak. En dan is ook lekker saam sing liedjies. En dan wil ek hê vandag, kyk bietjie om jou rond. Sien bietjie raak wat het God als gemaak. En besef dat dit mooi is. En dan wil ek hê jy moet vir hom sê, o Here, ons Here, die hele aarde wys dat U koning is. Dan sien ek julle weer lekker naweek. Vriende, vandag is Triniteit Sondag. Dit is die oomblik in die kerkjaar waar ons bietjie stil staan by die gedagte van God as drie-eenheid. Want in Advent en Epifanie, dan dink ons aan God die Vader wat versorg en voorsien. In Lydenstyd en Paasfees dink ons spesifiek aan Jesus as mens en dan ook ons verlosser. En dan tydens Pinkster fokus ons op die Heilige Gees. Ons kan maklik die fout maak om hulle van mekaar los te maak, want dit is nogal 'n weird storie wat ons kan deur mekaar maak. Want God is Vader en God is Seun en God is Gees en almal is op 'n manier gelyk, maar die Seun en die Gees is nie die Vader nie. En die Vader en die Gees is nie die Seun nie en die Vader en die Seun is nie die Gees nie. En hoe moet ons dit dan nou hanteer? Maar vriende, dis hoe die Bybel God aan ons bekendstel. Sonder om in te veel detail daaroor te gaan, verklap die drie-eenheid dan ook een aspek van God, wat belangrik is vir ons lewe van vandag. God is 'n gemeenskap van liefde. Uit hierdie gemeenskap kom alles tot stand. Die drie-eenheid, die 3-in-1 gemeenskap deel alles met mekaar. Hierdie mededeelsaamheid word gedeel met alles in die skepping. En hierdie mededeelsaamheid skep die patroon waarop alles in die skepping reg werk. Kom ons luister daarom na Psalm 8 om dit op 'n manier te kan verstaan en bekyk. Psalm 8. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat luister aan die hemelruim vestig. Met die stemme van kinders en suigelinge het U 'n vesting opgerig teen U teenstanders, om vyande en wraakgieriges te stuit. Wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het. Wat is mens dan dat U hom in gedagte hou? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n God gemaak. U het hom met majesteit en glansrykheid gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete geplaas. Al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. So vriende, die mens is in die middel van hierdie Psalm. Dis hoe Joodse gedigte soos Psalms nogal werk. Hulle het hierdie patroon dat die belangrikste deel, die hoogtepunt in die middel van die Psalm staan. En dan borduur die skrywer rondom hierdie gedagte voor. In vers 5 en 6 nou hoor ons, wat is die mens dat U hom in gedagte hou, 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n God gemaak. U het hom met majesteit en glansrykheid gekroon. Baie mense lees vers 5 dan maklik as 'n afmaak, 'n verkleining, dat die mens nie regtig veel waarde het nie. Veral as jy dit meet in die grootheid van die skepping en spesifiek die maan en die sterre wat ons in vers 4 raak sien, dan besef mense die mens is maar klein. Maar vers 6 wys vir ons dat vers 5 'n retoriese vraag is. Die mens staan in die middelpunt van die Psalm. Dit is die hoogtepunt van die skepping. Wanneer ons na die Genesis skepingsverhaal kyk, dan sien ons dat alles in die skepping is goed, tot die mens bykom, dan is dit baie goed.
En in Genesis 1:26 hoor ons, God sê toe, laat ons 'n mens maak, wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere, en oor alles wat op die aarde kruip. God kom plaas die mens in die middel van sy skepping. Binne die omstandighede van die laaste paar dae en weke, en omdat ons glo dat alle mense met majesteit en heerlikheid geskep is, staan ons vandag saam met die hashtag Black Lives Matter. En moet ons alle neerhalende benaderings soos lapkop vir 'n minister en wat ook al ander name hulle kry, met minagting verwerp. Of ons van hulle hou of nie, of ons met hulle saamstem of nie. Ons kan nie met gevoude arms kyk hoe ons swart broers en susters in Khayelitsha en ander townships woon met gedeelde toiletgeriewe of gesinne en families wat in een vertrekhuise bly. Elke mens, wit, swart, bruin, Indiër, Asiër, Malawiër, Nigeriër, verdien die posisie wat God in Psalm 8 gee. Net so is elke mens net minder as 'n God gemaak. En net so is elke mens met majesteit en glansrykheid gekroon. Kom ons bely ons eie rasisme en stereotipering as ek die maniere hoe ons dit in stand hou in gebed. Genadige God, dankie dat U al die mense op aarde gemaak het as die kroon van die skepping. Dankie vir die diversiteit van kleur en taal en kultuur. Sal U asseblief voortgaan om ons gemeenskap te verryk en te vergroot deur U teenwoordigheid bekend te maak in elkeen van wie ons verskil. In die naam van Jesus Christus, maak ons asseblief vry van elke ketting van rasisme wat die menswaardigheid van ander versmoor. Breek asseblief die bindings van vooroordeel binne in ons wat ander mense in stelsels van onderdrukking hou. Here Jesus, verlos ons van rasisme wat onderdrukkers blind maak vir die vernietigende gevolge van ongeregtigheid op grond van ras en kleur. Maak ons vry van rasisme wat die werk van U Gees in ander kulture misken. Vergewe ons vir ons stilte en ons apatie in die teenwoordigheid van rasse onverdraagsaamheid. Beide die oop en bloot is, asook die wat versteek is. Heilige Gees, genees die infeksie van arrogansie en haat in ons harte. Breek asseblief die mure van verdeling af. Here, wees ons genadig. Heilige Drie-enige God, laat ons brûe bou soos Jesus vir regverdigheid en vrede. Heilige Gees, bemagtig ons met waagmoed om op te staan vir geregtigheid en waarheid. Ons Vader, seën ons met liefde om mekaar sonder haat en bitterheid te hanteer en om saam te werk met geduld en respek. Wanneer ons sukkel en deur mekaar raak, werk asseblief in ons om U roeping te vervul. Here God, U is liefde, onvoorwaardelik en onuitputlik. Ons het U goeie nuus van verlossing vir alle mense gehoor. Gee dat ons gemeenskap 'n tuiste vir alle mense sal wees, waar almal saam sal buig voor U, waar elke tong sal bely dat Jesus die Here is, tot eer van God die Vader. Deur die werk van die Gees bid ons dit. Amen. Vriende, hierdie Psalm plaas dan nou die werk van die drie-eenheid vir ons in fokus. Ons sien in Psalm 8 dat al die werk deur God gedoen word. Dit is God se handewerk. Dis God wat mense maak. Dis God wat mense kroon. Dis God wat mense in 'n posisie van heerskappy plaas. Vriende, waar ons die rol en funksie van die drie-eenheid moet verstaan is juis hier in hierdie prentjie. Ons Vader
het oorspronklik alles geskep. En ons verstaan nou die impak ook van die sondeval. Die sondeval maak dat ons nooit uit hierdie siklus van sonde kan kom nie. Die Bybel en ons omstandighede wys dit vir ons baie duidelik uit. Daarom moet Jesus kom en daarom het Jesus se werk vir ons kom beteken dat hy wat gelyktydig God en mens is, op een oomblik volmaak kan wees en ook op dieselfde oomblik volledig deel van God kan wees in ons menslike toestand. Jesus bring dan met die opstanding die herskepping vir elke mens. En die Gees sit hierdie herskepping van Jesus voort binne in elke mens. Die Heilige Gees maak die Vader se liefde en kreatiwiteit ook wakker binne in ons en roep ons om deel te neem daaraan. Die Gees maak Jesus se volmaaktheid, se heiligheid wakker in ons. Die Gees maak ook dat ons nie anders kan as om saam met God te wil werk. Soos wat 'n kind saam met 'n pa sal wil werk in die garage en iets wil regmaak, of saam met ma sal wil bak en brou en kos maak in die kombuis, of saam met wie ook al in die tuin sal wil werk en plantjies plant. Daarom moet ons heers. En hoe heers ons? Hoe werk die gelykheid van alle mense wanneer elkeen moet heers? Vriende, ons is elkeen heersers van 'n koninkryk. En Dallas Willard stel dit so: a kingdom is simply the range of our effective will. It is where we have say, where our will is done. Dit is die plek waar ons deur ons dade bid. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Een van hierdie koninkryke waar ons regeer is ons eie liggame. Dus om my liggaam met majesteit en glansrykheid voor te stel. Dit beteken baie prakties en eenvoudig om jouself te versorg. COVID-19 het persoonlike higiëne nogal in fokus gebring. Ons moet ons hande was, maar ook saam met dit ons gesig, ons hare borsel en in tuisblytyd netjies aantrek. Dit beteken ook ons moet dalk 'n bietjie oefen en ons liggaam onder beheer bring, soos dit Paulus vir die Korintiërs skryf. Dit is om die vermoëns van jou liggaam te oefen en te ontsluit. En dit sluit fiksheid in, maar ook jou talente, soos om kunstig te wees en musiek te beoefen. In The World Needs a Father se kursus het ons oefening gedoen met emojis waar jy die emosie op jou gesig kan instel en ander mense daardeur beïnvloed. Jy weet, as jy glimlag, dan glimlag die hele wêreld met jou. Ons moet ook realisties wees dat jy nie net kan mind over matter nie. Ons weet dat met gemoedsversteurings kan jy nie altyd kies hoe jy voel nie. En daarom moet ons ook professionele hulp in die aanmoedig. 'n Ander plek waar ons regeer is in ons huis. Ons rig baie keer ons huis in vir ons eie gemak. En dan het ons 'n klomp verwagtinge wat ons teenoor die mense het saam met ons in die huis. En wanneer hulle nie aan daai verwagtinge voldoen nie, raak ons kwaad of teleurgesteld. En dan beklei ons met mekaar. En die manier hoe ons dan heers is in 'n manier hoe ons by die drie eenheid sien. Man en vrou heers saam in 'n manier wat reflekteer hoe die drie eenheid werk. Ons kinders is leerlingheersers. Hulle heers oor hulle kamer of hulle skoolwerk of sekere take. En dit beteken dat ons in die huis moet ooreenkom hoe werk ons met mekaar. Ons sê letterlik vir mekaar, in ons huis praat ons mooi met mekaar, help ons met mekaar, hou ons aan tot ons dit reg kry, ons dien die Here. Op ander plekke in ons lewens heers ons ook, soos ons werk, wat ons koop, hoe ons dit koop, hoeveel ons daarvan koop, en hoe ons met mense is. En vriende, die drie eenheid stel vir ons 'n model van liefde, van skepping, van verlossing, van bemagtiging. En as ons dit doen, dan skep ons die prentjie wat ons in Psalm 8 sien, waar die skepping onder ons voete staan, maar nie vertrap of misbruik word onder ons voete nie. Waar ons heerskappy wys na God se heerskappy, waar ander sal hoor en sien hoe die maan en die sterre en die mak en die wilde diere en die voëls en die lug en die visse en die see ons help uitroep, Here, ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Kom ons bid saam. Drie-enige God,
Dankie vir die gemeenskap wat daar in U is. Dankie dat U dit op 'n liefdevolle en vrygewige manier in U gemeenskap bekend maak. Dankie dat U gemeenskap ook oorloop in ons en dat dit oorloop in die skepping en in ons mensheid. Ons Vader, help ons om soos U met liefde en sorg deel te hê aan U skepping. Here Jesus, help ons om as herskeptes en verlostes getuies te wees van U genade. Heilige Gees, bemagtig en versterk ons in besonder met wysheid en moed om te heers oor die koninkryk wat U aan ons elkeen toegedeel het. Ons bid dit vir ons eie huise, vir die plekke waar ons werk en waar ons skool gaan, en die plekke waar ons voete elke dag staan. Ons bid dit vir ons land waar die behoeftes en nood weens die coronavirus en die ekonomiese terugslag groot is en groter word. Ons bid dit ook vir 'n wêreld waar heerskappy en mag selfgesentreerd en eie geregtig geraak het. Mag alles wat ons doen en sê verklaar, Here, ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Amen. Vriende, ons het nou die geleentheid om die Here ook te dien met ons offergawes. Ons gee ons offergawes as geskenk wat opoffering vra. Maar ons gee dit uit dankbaarheid vir God se sorg. Ons beleef dat ons gemeente steeds deur die Here versorg word elke dag. Ons leer in die Bybel dat ons geseën is om tot seën te wees. Ons offergawes sorg dat ons getuienis van God se seën kan wees wanneer ons as gemeente bydraes kan maak in die versorging van ander. Elkeen se bydrae word deel van 'n groter bydrae wat 'n noemenswaardige verskil maak waar ons betrokke is. Ons sien dit in ons finansiële bydraes, maar ook in die afgelope winterhoop insameling. Die hulp wat ons lidmate lewer met appelsbak en op vele ander terreine. En daarmee sê ons dankie vir elke lidmaat, maar bovenal sê ons dankie vir die Here. Vriende, as julle die vrymoedigheid het, hou jou hande uit en ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, God drie enig. Amen.